Gemeente, ek groet u een en elkeen in die kosbare en dierbare naam van ons Here Jesus Christus. Ek was vir 'n rukkie lank nou weg gewees op verlof en ek moet vir u sê my hart is vrolik en bly om vanoggend weer hier by u te kan wees. Dis regtig 'n voorreg om tussen sulke wonderlike mense te kan wees en die Here Jesus te kan dien. So baie welkom hier, weet dat u geliefd is, weet dat dit waardeer word dat u vandag hier is en dat ons opgewonde is om die woord van die Here dan ook met elkeen van julle te deel. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Waarlik Here, dit is vinnig weer Kersfees. Vinnig weer tyd vir ons om te onthou van ons grootste Kersgeskenk. Vinnig weer tyd om te onthou dat dit nie gaan oor die liggies en die versierings en die toegedraaide bokse nie, maar oor die Seun van God, wat 'n mens geword het, wat 'n lam geword het, sodat ons mag lewe. Here, en daar is nie woorde in ons taal, daar is nie tyd in ons lewe, sodat ons vir u na reg kan dank en kan loof vir hierdie groot werk van liefde wat u vir ons gedoen het nie. Maar wat ons kan doen, Here Jesus, is om in hierdie tyd u liefde te onthou en toe te laat dat dit deur ons vloei en dit uitleef in hierdie wêreld oor hierdie Kerstyd. Daarom as ons sing, Vader, skenk ons 'n helder, sober Kersfees, sing ons nie van die weer nie, maar van die helder lig van die Here Jesus wat deur ons skyn. Skyn ook nou oor ons, Here, soos wat ons u skrif gaan open en die woorde daarvan gaan lees. Seën dit in ons harte en in ons gedagtes. Vul ons daarmee, verander ons daardeur, lei ons daarin, Here, sodat ons volkome toegerus kan wees vir elke goeie werk. Sodat ons, Here, soos die versierings om die Kersboom vir u kan skyn wanneer ons hier uitgaan. Ons loof u, Vader, tot in alder ewigheid is u ons Here, ons geliefde. Amen. Baie dankie. Ek wil dan nou graag vir die van u wat die woord van die Here saamgebring het, nooi om dit oop te maak by Matteus 2 vers 1 tot 12. Aangesien ons so naby aan Kersfees is, het ons so 'n voorkersboodskap, Kersboodskap vanoggend, en ek is baie opgewonde om dit met u te deel. Matteus 2 vers 1 tot en met vers 12. Nou, terwyl jy daarin soek, baie interessant, die verhaal wat vir ons in hierdie 12 verse opgeteken is, kom net in die evangelie van Matteus voor. Nêrens anders in die Bybel word daar enigsins melding hiervan gemaak nie. En dis omdat Matteus 'n baie spesifieke inslag gehad het. Maar dit gee ook vir ons hierdie unieke geleentheid om ook hierdie gebeure te verstaan en daarin te kan deel. So ek lees dit met u met groot opgewondenheid. Matteus 2 vers 1 tot 12, daar staan: En toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom en gesê: Waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. En toe die koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom. En hy het al die owerpriesters en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar laat kom en by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. En hulle het vir hom gesê, te Bethlehem in Judea. Want so is daar deur die profeet geskrywe. En jy, Bethlehem, land van Juda,
is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Toe het Herodes die wyse manne in die geheim geroep en hulle na die tyd van die ster se verskyning uitgevra. En hy het hulle na Bethlehem gestuur en gesê, gaan, doen noukeurig ondersoek na die kindjie, en as julle hom vind, laat my weet, sodat ek ook kan gaan en hom hulde bewys. En nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle in die ooste gesien het voor hulle uit, totdat hy kom by en bly staan, bo oor die plek waar die kindjie was. En toe hulle die ster sien, het hulle hul met baie groot blydskap verheug. En hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria, sy moeder, gevind en neergeval en hom hulde bewys. Daarop maak hulle hul skatte oop en bring vir hom geskenke, goud en wierook en mirre. En omdat hulle in 'n droom 'n goddelike waarskuwing ontvang het om nie na Herodes terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad na hul land teruggegaan. Ons lees net tot daar uit die kosbare en die onfeilbare woord van die Here Jesus Christus. Nou vir meeste van ons begin die Kersverhaal ergens in Bethlehem, is dit nie? Ons sien in ons gedagtes baie soos hierdie beeld hier langs my met die donkie met die 3 ore, sien ons hierdie Kerstoneel voor ons uitgebeeld. Ons sien die krib wat in die middel van hierdie warm verligte stal staan. Ons sien die diere wat so rondom die krib bymekaar kom en die baba Jesus wat daar in die krib lê. Vir Matteus begin die Kersverhaal egter 'n klein bietjie anders. Jy sien, vir Matteus het die Kersverhaal nie in Bethlehem begin nie, dit het nie eers in Israel begin nie, maar dit begin in die verre, vreemde ooste. Matteus 2 vers 1 sê, en toe Jesus in Bethlehem in Judea gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom. Nou waar presies hierdie ooste was, is iets waaroor Bybelstudente vandag nog met mekaar 'n bietjie debatteer, maar meeste van hulle meen dat dit ergens in die suidelike deel van Asië was, daar waar Irak vandag lê, of in die tyd toe die Here Jesus gebore was, waar Babylon gestig was. Nou, die wyse manne self is ook enigmatiese, misterieuse figure in die Bybel. Ons weet nie veel van hulle nie. Boonbehalwe die feit dat dit net Matteus 2 is, wat van hierdie wyse manne praat, gee die Bybel vir ons eintlik baie min inligting oor wie hulle was, waar hulle vandaan gekom het, waar het hulle hierdie ster gesien, hoe het die ster gelyk, daar word bitter min vir ons gegee. En om dinge te vererger, het ons vir mekaar die Kersverhaal op sekere maniere vertel, en daardie Kersverhaal het so sonder dat ons dit weet, tot 'n paar misverstande gelei, dinge wat nie eintlik waar is nie. So vertel ons al jare vir mekaar, daar is 3 wyse manne. Maar nêrens in die Bybel staan daar dat daar 3 van hulle was nie. Sommige geskiedskrywers het so ver gegaan as om vir hierdie 3 wyse manne elkeen 'n naam te gee, maar dit is absoluut ongegrond en gebaseer op stories. Inteendeel, meeste mense wat geskiedenisstudente is en wat studente van die Bybel en van antieke geskrifte van daardie tyd was, meen dat daar amper 12 van hierdie wyse manne was wat na die Here Jesus toe gekom het. Ons dink dit was 3 want hulle het 3 geskenke gebring. Maar as 'n mens net 'n bietjie logies dink, maak dit nie eintlik sin nie, nê? Want as hulle goud, wierook en mirre by hulle gehad het, dis 3 baie kosbare geskenke, duursame geskenke, en hulle moes al die pad van Asië, van Babylon af, op 'n kameelperd se rug op reis gaan, tussendeur die diewe in die woestyne en die paaie in Samaria en al daardie gevaarlike plekke, sou dit nie sin gemaak het om net 3 te wees wat op die pad gegaan het nie. Ons neem ook aan, in tweede plek, dat hulle by die Here Jesus aangekom het toe hy 'n babietjie was.
Nee. As ons die Kersverhaal vir mekaar vertel, dan klink dit amper asof die herders in was by die Here Jesus, uit was by die Here Jesus, en toe kom die wyse manne so kort op hulle hake daar by die stal in, om die geskenke van wierook en goud en mirre daar by die krib te gaan neerlê. Maar as ons die Bybel baie noukeurig lees, as ons baie fyn gaan oplet na die woorde wat hulle gebruik, dan kom ons agter, die Here Jesus was al 'n kleuter gewees, toe die wyse manne by hom opgedaag het. Tussen die ouderdom van 1 en 2 jaar oud. Die Bybel sê dit self, as ons Matteus 2 vers 16 mooi lees, staan daar, toe Herodes sien dat hy deur die wyse manne mislei was, het hy baie woedend geword, en gestuur en in Bethlehem en in al die omstreke daarvan, al die seentjies, hoor nou mooi, 2 jaar en daaronder laat ombring. Hoekom doen hy dit? Ooreenkomstig die tyd wat hy van die wyse manne uitgevra het. Met ander woorde, Herodes gaan vra hierdie wyse manne, min of meer, hoe oud is hierdie koning van die Jode, wat julle sê gebore is, en dan sê hierdie wyse manne, hy behoort nou tussen die ouderdom van 1 en 2 jaar oud te wees. Nou dis alles dinge wat ons verkeerdelik geglo het, maar wat sê die Bybel dan vir ons? Wie was hierdie wyse manne dan nou eintlik gewees? Die eerste leidraad wat ons kry is die woord magos, wat Matteus in die oorspronklike taal gebruik om hierdie wyse manne te beskryf. So magos in hierdie gedeelte word vertaal as wyse manne. Nou hierdie woord magos het 'n groot en 'n ryk geskiedenis aan hom gehad. Jy sien, 'n magos was eintlik 'n klas van priesters wat aan die Mede en die Perse en die Babiloniërs behoort het. En hierdie klas priesters was eintlik 'n baie spesiale groep mense. Hulle was mense wat gespesialiseer het in die misterieuse. Daardie dinge wat eintlik vreemd is, daardie dinge waarvan mense nie eintlik baie weet nie. En as gevolg daarvan was hulle baie keer priesters en onderwysers en dokters, maar ook waarsêers, droomuitleers, towenaars, profete, astroloë. Hulle was mense wat geleerd was in een of ander spesifieke misterieuse kuns. Ons kry die woord magic in Engels van hierdie Griekse woord magos. En as 'n mens die kommentaarskrywers oor hierdie goed gaan lees, dan verwys hulle na die wyse manne nie as the wise men, maar as die magi. Nee, dit was wie hulle was. Nou in die tyd toe Matteus hierdie evangelie vir ons neergeskryf het, het hierdie woord al beteken enige iemand wat enigsins opgelei is in een of ander geheime kennis of geheime kuns. Nou dit stroop vir my baie mooi by wat in Matteus staan. Want sien, as hierdie manne van die Babiloniese regering afgekom het, sou hulle baie beslis astroloë kon wees. Mense wat na die sterre kon kyk, mense wat na die sterre gekyk het en dit bestudeer het en vir tekens en wonders daarin gesoek het. En onthou, Babel was deur die Babiloniese ballingskap vol van Jode gewees. En die Jode het met die Babiloniese ballingskap hulle eie geskrifte ingebring, hulle het die Torah ingebring, hulle het allerlei Bybelboeke ingebring, en hierdie magie sou hierdie Bybelboeke bestudeer het, noukeurig deurgelees het. En veral hierdie ouens om te kyk wat sê hierdie geskrifte, hierdie heilige geskrifte van hierdie Joodse volk oor die sterre. Nou, of het goed of sleg was, en al daardie dinge wil ek nie nou op ingaan nie, maar hulle studie toe van hierdie Joodse geskrifte bring hierdie magie toe uit by 'n baie interessante teks in Numeri 24 vers 17. Nou hierdie vers in Numeri 24 sou verseker die aandag van die magie vasgevang het. Die eerste rede daarvoor is, die verhaal in Numeri 24 is die verhaal van Biliam en Balak. Nou, ek wil nie te veel daarop ingaan nie, maar Biliam was ook 'n magie gewees, en hy was ook nie 'n Jood gewees nie, so dit was ook een of ander oosterse magie-kenner van die geheime kennisse gewees, wat deel was van hierdie verhaal, en
In hierdie verhaal spreek Bileam dan 'n profesie uit oor die volk Israel, wat hy van die Here af ontvang. En in hierdie profesie maak hy melding van 'n ster, wat 'n teken sou wees. Nou ek kan dink, dat hierdie magie wat geïnteresseerd was in die sterre en in die tekens van die sterre, met groot opgewondenheid hierdie vers gelees het, en ek gaan hom nou vir ons lees, met groot opgewonde gelees het van hierdie ster, wat so 'n belangrike teken sou wees vir die Jode. Ek lees die vers, daar sê Bileam, ek sien hom, hy verwys na 'n persoon, maar nie nou nie. Ek aanskou hom, maar nie naby nie. 'n ster kom tevoorskyn uit Jakob. 'n scepter kom uit Israel op. En hy verbrysel die slape van die hoof van Moab en werp al die oorlogsugtiges omver. Nou, dis 'n hele studie op sy eie wat daar in Numeri 24 gebeur, maar basies wat gesê word is dat daar 'n ster sal opgaan uit Juda uit een van die stamme van Juda uit, en hierdie ster sal die simbool wees van 'n koning wat gebore sou word. En hierdie koning sou 'n oorwinnaar wees. Hierdie koning sou 'n regeerder, 'n vors gewees het. Hierdie koning sou uitgaan en hy sou al die vyande van die Here sou hy vernietig. Nou kan ek myself net so 'n bietjie inverbeel in wat deur hierdie magiese lewens gebeur het. Ek meen, ek kan nou dink, as jy jou hele lewe toegewy het, jy's nou in Babel gebore, jy het daar groot geword, jy was bietjie slimmer as die res van die maats op skool, en jy het besluit om in hierdie veld van astrologie in te gaan, en jy het hierdie geskrifte van verskillende kulture en godsdienste begin ondersoek, en uiteindelik kry jy 'n geskrif, en in hierdie geskrifte begin jy waarheid te ontdek. En ewe skielik lees jy van hierdie ster, en jy kyk in jou kalenders en jou dae en jou metodes en jou dinge, en jy kom agter, hierdie tyd is vir jou gegee, dit gebeur op hierdie oomblik. Ek kan dink hoe opgewonde hierdie magie moes gewees het om al sy vriende bymekaar te kry en te sê, 'n koning is gebore, die koning van Numeri 24, sy ster het in die hemele verskyn. En hy kry sy kamele bymekaar, en hy kry sy wierook en sy goud en sy mirre bymekaar, en hy kry sy vriende bymekaar, en hulle begin op hierdie reistog kilometers en kilometers ver om te gaan om die Here Jesus Christus te gaan sien. En wat vir my effens ironies van dit alles is dat hulle eintlik sekerlik eers wyse manne was, toe hulle die Here Jesus Christus begin soek het. Jy sien, voor dit was hulle net geleerde mense gewees. Hulle was kenners van 'n gebied, maar wys toe hulle begin het op hierdie reistog om die Here Jesus te vind. Die soeke na wysheid in hierdie wêreld, na aardse wysheid, maak 'n mens nooit vol nie. Dit maak 'n mens nooit gelukkig nie. Dit bring nooit vir 'n mens vervulling nie. Maar die soeke na die Here Jesus Christus maak 'n mens werklik wys. Maak 'n mens werklik wys. 1 Korintiërs 1 vers 30 sê, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God, en geregtigheid, en heiligmaking, en verlossing. Jesus Christus is die wysheid wat van die Here afkom, en om hom te soek is ware goddelike wysheid. En daarom is my tema vanoggend, dit wat ek graag met u vanmôre wil deel is, wyse manne soek hom steeds. Omdat ek vanoggend vir u wil argumenteer dat die van ons wat waarlik wys is, soek steeds na die Here Jesus Christus op baie dieselfde manier as wat hierdie wyse manne na die Here Jesus gesoek het.
Ons gaan nou nie vandag kamele opsaal of by die banke lening gaan maak sodat ons goud, wierook en mirre in die hande kan kry nie, maar baie van dieselfde beginsels wat hierdie wyse manne gehad het toe hulle uitgegaan het om die Here Jesus te vind, toe hulle werklik wys geword het, is dieselfde beginsels wat ons vandag kan volg om wys te wees, om die Here Jesus Christus te soek. Daarom, die eerste gedagte wat ek met u wil deel, wyse manne sien die tekens. En ek lees vir ons Matteus 2 vers 2. En gesê, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom aan hom hulde te bewys. Jy sien, wanneer die wyse manne in Jerusalem en Israel aankom, dan gaan hulle gaan soek hierdie koning van die Jode op al die plekke waar mens vir die koning van die Jode sou gaan soek. Hulle gaan eers nie na Bethlehem toe nie, maar na Jerusalem toe, na die hoofstad van Israel. En in Jerusalem gaan hulle nie na 'n stal of na 'n eenvoudige huis toe nie, maar hulle gaan eerder verder en gaan na die paleis toe, want hulle soek die koning van die Jode. En daar vind hulle ongelukkig nie die koning van die Jode wat hulle gesoek het nie, maar hulle vind die aardse koning van die Jode, Herodes die Grote in Jerusalem. Nou Herodes die Grote was 'n opvleende, wrede en paranoïese man. Volgens geskiedskrywers was hy so paranoïes dat hy lede van sy eie familie vermoor het as hy gedink het dat hulle vir sy troon gekom het. Hy het sy vrou en 3 van sy eie seuns tereggestel, dat doodmaak, omdat hy gedink het dat hulle dalk in sy plek op die troon wou sit. Op 'n stadium het Augustus Caesar gesê, dit is veiliger om Herodes se vark te wees as sy seun, want hy het 'n beter kans om te oorleef. Hulle kom by hierdie wreedagtige, selfsugtige, selfbehepte man in die paleis op, en hulle maak 'n aankondiging wat hom verseker sou ontstel. Hulle sê vir Herodes van al die konings, ons het gekom om hulde en ere te bring aan die nuwe koning van Jerusalem, die nuwe koning van die Jode. Maar dan is dit vers 3 en 4 wat vir my effens opval. Jy sien in vers 3 en 4 staan die volgende: en toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld, en die hele Jerusalem saam met hom, en hy het al die owerpriesters en skrifgeleerdes van die volk bymekaar laat kom, en by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. Wat vir my interessant is van hierdie verse en wat my amper dadelik opgeval het, was die feit dat daar skrifgeleerdes en owerpriesters in Jerusalem was. Daar was mense in Jerusalem wie se werk dit was om die skrifte na te vors. Om te kyk wat sê die Bybel, wanneer en waar sal die koning van die Jode dan gebore word. En ten spyte van dit, is dit hierdie heidene wat van buite afkom, hierdie mense wat uit die verre ooste afkom, wat nader kom dan, en kom om vir hulle te sê dat hierdie koning gebore word, in plaas van hulle eie mense. En wat my verder getref het, is dat later as Herodes hulle inroep, dan vra Herodes vir hierdie mense, waar word die Messias dan gebore? En hulle antwoord hom dadelik die woorde van Micha 5 vers 2, hulle sê vir hom, hy sal in Bethlehem gebore word. Hulle quoteer die gedeelte, met ander woorde, hulle het die kennis gehad. So waarom dan hulle optrede? Waarom toe hierdie wyse manne by hulle aangekom het en vir hulle gesê het, maar ons het dieselfde skrifte gelees en geondersoek en ons weet, hierdie Messias word nou gebore. Waarom het hierdie skrifgeleerders en owerpriesters nie vol van vreugde opgespring en gesê, maar kom ons gaan saam met julle. Ons wil ook sien waar hierdie koning is. Ons wil ook weet waar hierdie koning gebore is nie. Jy sien, hulle die kennis gehad, maar nie die belangstelling nie, nie die geloof nie.
Hulle het die feite geweet, maar dit het nie in hulle hart geleef nie. Toe die wyse manne verder gaan, toe bly hulle agter. En ek het baie gaan dink oor dit, en ek dink dat waarskynlik was hulle vol van vrees vir koning Herodes. Hulle was maar eerder tevrede om onder hierdie wrede, aaklige man te staan en by hom vasgevang te bly as wat hulle bereid was om te gaan en te gaan soek na die koning. Hulle was gemaklik daar waar hulle vasgevang was, en hierdie gemak was vir hulle belangriker as die geloof wat hulle moes dryf om die Here Jesus Christus te gaan sien. En dan kry 'n mens amper in teenstelling met hulle hierdie heidene, hierdie wyse manne wat gaan om die Here Jesus te gaan soek. Wat nie net van een dorpie na 'n ander dorpie loop om hom te vind nie, maar wat van 'n land na 'n land toe sal gaan, sodat hulle die Here Jesus kan kry. Sodat hulle 'n oomblik in die teenwoordigheid van die Here Jesus kan staan. Sodat hulle kan doen wat vir ons neergeskryf staan in Matteus 2 vers 11. En hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria sy moeder gevind en neergeval en hom hulde bewys. Neergeval op hulle knieë en aan hom hulde gebring. Hulle het meer geloof gehad as die Jode vir wie hierdie dinge oorspronklik gegee was. En toe ek dit besef, toe wonder ek dadelik of ons nie maar vandag nog steeds met dieselfde dinge sit nie. Jy sien, net soos die Jode sit ons ook met die woord. Ons sit ook met die volle kennis. Vandag is die Bybel in meer tale en maniere beskikbaar as wat dit al ooit in die verlede was. Jy het nie eers nodig om 'n Bybel te gaan koop of in die hande te kry nie. Elke selfoon wat in hierdie vertrek en in hierdie land is, het toegang tot 'n Bybel as jy die moeite sou doen om hom af te laai. Baie van ons het in die Sondagskool gesit en ons het die waarhede van die woord geleer en geresiteer. Ons het dit oor en oor gehoor. Ons het die waarheid van die Here Jesus, die waarheid van die Heilige Gees, die waarheid van God die Vader stelselmatig en stap vir stap aanvaar. Ons weet dit, ons weet ons moet bid. Ons weet ons moet kerk bywoon. Ons weet ons moet ons tiende betaal. Ons weet ons moet vergewe. Ons weet ons moet die Here dien. Maar ons staan dikwels vasgevang. Net soos die skrifgeleerdes en die owerpriesters. Te bang om uit die gemak van ons lewens uit te beweeg. Te min geloof om een voet voor die ander te sit en die tekens te sien, die Here te soek. Jakobus 1 vers 22 sê, en word daders van die woord en nie net hoorders wat jouself bedrieg nie. Daardie skrifgeleerders, daardie owerpriesters was hoorders van die woord. Hulle het die woord van die Here gehoor, hulle het dit geken. Maar kennis bring jou nie in die hemel nie. Kennis maak nie van jou 'n kind van die Here wie se lewe met God die Vader reg is nie. Jy moet 'n dader van die woord wees. Jy moet een voet voor die ander sit en die Here Jesus Christus in jou lewe soek. Dit help nie. Jy noem jouself 'n kind van die Here, maar jy doen nie die dinge van die Here as dit jou nie pas nie. As dit nie inpas by jou filosofie of dit waarmee jy gemaklik is nie. Word daders van die woord. In hierdie Kerstyd is dit my gebed vir myself en vir elkeen van ons dat ons wyse manne sal wees en nie skrifgeleerdes nie. Ek hoop dat julle die skrif ken en dit leer. Maar dat ons daders van die woord sal wees. Die tweede gedagte.
wyse manne soek die Christus. Matteus 2 vers 9 tot 10 sê, en nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle in die ooste gesien het, gaan voor hulle uit, totdat hy kom en bly staan, bo oor die plek waar die kindjie was. En toe hulle die ster sien, het hulle hul met groot blydskap verheug. Jy sien, die nuus van die geboorte van die Here Jesus Christus moes die volk baie bly gemaak het. Die skrif was vol beloftes van hierdie Messias wat sou kom en hierdie Messias wat dinge sou kom verander. Psalm 89 voorspel dat hierdie Messias wat sou kom op die troon van Dawid vir ewig sou sit. Hy sou van Israel gekom het en hy sou hulle 'n volk gemaak het en hy sou geregtig gewees het en vol van regverdigheid en wysheid en genade. Hy sou regeer het sodat hulle in volle vreugde en voorspoed kon voortgaan. Hoor wat skryf Sagaria 9 vers 9 oor die Messias. Dit sê, verheug jou grootliks. Met ander woorde in plain Afrikaans, word baie, baie bly, o dogter van Sion, dis Israel. Juig, o dogter van Jerusalem, jou koning kom na jou. 'n regverdig en 'n oorwinnaar is hy, nederig en hy ry op 'n esel, 'n jong esel, die vul van 'n eselin. Hoe bly moes hierdie volk nie gewees het nie, veral aangesien die omstandighede vir hulle so sleg was. Ek meen, hulle was onder Romeinse regering. En die Romeinse regering het hulle wette, hulle kultuur, hulle godsdiens op hierdie mense afforceer. Hulle het hierdie man Herodes, wat nie eers 'n Jood was nie, hy was 'n halwe Moabiet en 'n halwe ander iets wat ek nou nie kan onthou nie, maar hy was definitief nie 'n Jood eers gewees nie, maar hulle het hom gevat en hom koning van die Jode gemaak. Hulle het hulle verdruk. Hulle het wette gehad wat gesê dat as 'n soldaat by jou aangekom het en hy eis van jou om 1 myl met sy gereedskap te loop, dan moes jy, al het jy wat aangehad, al was jy waarheen op pad, eenvoudig alles gelos het en daardie soldaat se wapenrusting gedra het vir 'n myl. Daarom sê Jesus, as iemand van jou 1 myl eis, dra dit vir 'n 2de myl. Hulle was verdruk onder hierdie volk. Mens sou dink dat die nuus van hierdie Messias 'n blye boodskap sou wees. Maar dis nie wat ons lees nie. Ons lees in Matteus 2 vers 3, en toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld. En ek kan verstaan dat hy ontsteld was, want sy werk was in gedrang, maar die volgende deel maak nie vir my sin nie. En die hele Jerusalem saam met hom. Sien, Jerusalem op daardie stadium en met baie respek teenoor die volk gesê, laat my dink aan diere wat so lank in 'n hok geleef het dat hulle nie meer vryheid kan verstaan nie. Hulle is so vasgevang deur die vrees vir hierdie man, die vrees vir hierdie nuwe koning, die vrees vir verandering, dat hulle nie die seën van die Here kan aanneem in hulle lewens nie. Dat hulle nie eers hulle self kan toelaat om bly te wees nie. Hulle is die geslag, hulle was die generasie waarvoor die Jode gewag het van Genesis 3 vers 15, toe daardie Messias vir die eerste keer beloof is. 4000 jaar se beloftes word in hulle dae vervul en hulle is nie bly nie, maar hulle is ontsteld, omdat hulle te bang is vir dit wat die Here vir hulle wil doen. En dan kry jy mens weer aan die ander kant hierdie wyse manne totaal en al op 'n ander veld. Matteus 2 vers 10, en toe hulle die ster sien, het hulle al met groot blydskap verheug. Ek wens jy kon daardie vers in die oorspronklike Grieks lees. En dan sou jy verstaan wat Matteus daar probeer sê het, want as ek dit direk probeer vertaal, dan sê hulle het hulle met blydskap volgemaak, totdat hulle blydskap so bly was, dat die blydskap oorgeloop het in volle blydskap in.
In plain Afrikaans, hulle was super bly toe hulle die Messias vind. Herodes reageer met woede en vrees. Die volk reageer met woede en vrees. Die volk laat toe dat Herodes al die seentjies onder 2 jaar in die hele Bethlehem en al die omstreke dorpe eerder vermoor as wat hulle bly is oor hulle Messias. Want vrees lei altyd tot sonde, soos wat geloof altyd lei tot blydskap. Filippense 4 vers 4 sê, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Galasiërs 5 vers 22 sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap. Hulle is bly oor hierdie Messias koning wat gebore is. En weer eens het dit my dadelik gebring na ons eie lewens toe. Want sien my liewe toehoorders, wanneer ons in ons lewens baie keer voor die Here Jesus Christus staan, dan word ons ook gekonfronteer met 'n keuse tussen blydskap en geloof of vrees. In die tyd wat ek weg was, praat ek met 'n jong dame en die Here lê op my hart om my getuienis met haar te deel, en ek is nie altyd trots op die slegte deel van die getuienis nie. En so terwyl die Here dit op my hart lê, dink ek, Here, ek kan nie nou vir hierdie mens vertel wat ek alles gedoen het nie. Here, ek wil nie daaroor praat nie. Here, die laaste gedeeltetjie waar ek sê dat U my van alles verlos het, gaan klink asof ek net probeer om myself beter te laat lyk. Here, daar's so baie redes waarom ek nie vir hierdie persoon moet sê dat ek gered is, verlos is deur die krag van die Here Jesus Christus nie. Die versoeking van vrees teenoor die blydskap van die geloofstap om dit te doen. Meeste van u weet dat op 'n tydperk ek gerook het. Nou, ek praat nie vanoggend teen of vir rook nie, is teen dit natuurlik, maar op die tydperk toe ek gerook het, was daar baie kere wat die Here vir my gesê het, ek moet ophou rook, dit is teen my getuienis, dit is besig om my getuienis af te breek. En dan kom die duiwel met goeders wat simpel is, goeders soos, jy weet, as jy gaan rook, gaan jy nie meer daai 5 minute hê van vrede nie. As jy gaan ophou rook, gaan jy nie meer daardie vriende hê waarmee jy nou so lekker staan en kuier nie. As jy gaan ophou rook, gaan jy nie meer in beheer kan wees van jou humeur of jou emosies nie, en vrees hou my onder. Maar geloof het my gebring tot verlossing en blydskap. En vandag prys ek die Here dat ek daarvan verlos is. Dat ek daarvan genees is. My liewe vriende, ons staan gereeld voor die Here Jesus Christus en ons moet 'n keuse maak tussen vrees en blydskap. Maar dis goeie nuus wat ek vanoggend met u deel. Dat u blydskap kan kies. Blydskap is nie iets wat met jou gebeur nie. Dis iets wat jy kies. Deur jou geloof en jou blydskap en jou vertroue in die Here Jesus te vind. Om te sê, U is my blydskap. Om te sê, in hierdie Kerstyd is ek verheug met onuitspreeklike vreugde, want vir my is daar 'n kind gebore. Om bly te wees in die Here Jesus Christus. Die laaste gedagte. Wyse manne buig voor die koning. Matteus 2 vers 11 lees ek weer, en daar staan, en hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria, sy moeder, gevind en neergeval en hom hulde bewys. Daarop maak hulle skatte oop en bring vir hom geskenke, goud en wierook en mirre. As ek vers 11 lees, dan kan ek nie help om myself so bietjie terug te sit en te verbeel hoe dinge op daardie stadium gelyk het nie. U sien,
Josef en Maria het vir omtrent 2 jaar na die geboorte van die Here Jesus Christus in Bethlehem gevestig. Daar is 'n bietjie van 'n verwarring wat inkom as mens Lukas en Matteus lees, maar as jy hulle saam lees en 'n mens doen bietjie ondersoek, dan kom 'n mens agter vir omtrent 2 jaar het hulle daar gebly. Matteus gebruik die woord huis hier, nie meer stal nie. So wanneer hulle aankom by Maria en Josef, het hulle al 'n huisie gehad en ek kan in my gedagtes sien hoe hierdie jong paartjie al besig is met die kleuter, Josef waarskynlik besig met sy ambag, besig om te kyk of hulle kos op die tafel kan sit, doodgewoon, dood eenvoudig. En in my gedagtes amper half vaal. En in die volgende oomblik kom daar hierdie party van manne by hulle aangestap, hierdie groot klomp mense met hulle groot edele klere, hulle helder Babyloniese hoede, hulle hele wese straal van rykdom en eer en aansien. En ek kan myself net indink hoe benoud en hoe verskrik Maria eintlik moes gewees het, toe hierdie manne vir die eerste keer daar by haar huis aankom en hulle vra haar, of hulle asseblief hierdie kindjie kan sien wat gebore is. En ek kan dink dat Maria die kleuter gaan haal het en hom half benoud vir hierdie manne gewys het en daardie oomblik toe hierdie ryk, goed geklede manne van aansien, toe hulle hierdie kindjie sien, toe val hulle op hulle knieë voor hom neer en bring aan hom goud, want hy's 'n koning, wierook, want hy's heilig, en mirre, want hy is die lam. Psalm 72 vers 10 tot 11 sê, die konings van Tarsis en van al die eilande sal geskenke aanbied. Die konings van Skeba en Seba belasting aandring. Ja, al die konings sal hulle voor hom buig. Al die nasies sal hom dien. En ek het weer eens gekyk na hierdie wyse manne en gewonder, val ek nog neer voor my koning? Het die Here Jesus Christus nie dalk vir my soos 'n spaarwiel geword wat ek aanroep as ek hom nodig het nie? Het hy nie dalk vir my soos 'n maklike uitweg vir siekte en finansiële probleme geword nie? Het hy nie dalk iemand geword vir wie ek lysies van versoeke gee en klagtes in plaas van 'n koning voor wie ek buig nie? Het ek dalk aangehou om te vra, Here, wat kan U vir my doen, in plaas daarvan om te sê, Here, aan U bring ek die hulde en die ere? Jy sien, Filippense 2 vers 9 bevat 'n uitstaande profesie. Daar staan, daarom het God hom, dis die Here Jesus, ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee, wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde is, van die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Mag ons deur die lewe van hierdie wyse manne weer opnuut besef, hy is ons koning, ons dien hom. Ek sluit af. Vanoggend is dit my gebed dat elkeen van ons 'n wyse man en 'n wyse vrou sal wees. En dat ons in hierdie Kerstyd, terwyl ons hierdie verhaal herdenk, soos hierdie wyse manne die Here sal soek. Dat ons die tekens sal sien, nie net na dit sal kyk nie. Dat ons daders van sy woord sal wees. Dat ons die versoeking van vrees sal verwerp
en hom in geloof sal soek, sodat ons hom kan kry en aan sy voete sal kniel, met geskenke van gehoorsaamheid, geloof en gebed. Mag die Here elkeen van ons op ons reistog na die seën van die mens seën, totdat hy weer kom. Amen. Kom ons bid saam. Here, ek dink dat daardie dag toe U met Maria en Josef by Bethlehem ingekom het, dat daar nie vir U plek was nie. Vader, gee dat wanneer U by my verbykom, dieselfde nie waar is nie, maar dat U my sal vind waar ek U soek, waar ek U soek met my hele hart en siel, waar ek U soek nie net deur kennis op te bou nie, Here, maar 'n dader van U woord te word, waar ek U soek in geloof en in blydskap, waar ek voor U kniel, Here, as my Here. Wees ons genadig, Here, en gee vir ons die krag om op die reis te gaan van wyse manne, die reis na die Here Jesus Christus. Aan U al die ere, al die hulde van ons harte tot in ewigheid. Amen. Ontvang dan nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onsse Vader en die teer opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met U elkeen, totdat hy wat gekom het, weer kom. Amen. Baie dankie.